Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, ons liefdevolle hemelse Vader. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 6. God is ons teer, barmhartige Vader, en elke gelowige kind is die voorwerp van sy spesiale sorg. Hy, Jesus, het gewys dat die heerser van die heelal onder die nuwe naam ons Vader. Hierdie naam wat tot hom en van hom uitgespreek word, is 'n teken van ons liefde en vertroue teenoor hom en 'n belofte van sy agting en verhouding tot ons. Wanneer dit uitgespreek word, wanneer ons sy guns of seën vra, is dit soos musiek in sy ore. Hy nooi ons uit om op hom te vertrou met 'n vertroue wat dieper en sterker is as die van 'n kind in sy aardse vader. Ouers is lief vir hulle kinders, maar die liefde van God is groter, breër, dieper as wat menslike liefde moontlik kan wees. Dit is onmeetbaar. So 'n begrip van God is nooit aan die wêreld gegee deur enige godsdiens behalwe die van die Bybel nie. Heidendom leer mense om die allerhoogste wese te beskou as 'n voorwerp van vrees eerder as van liefde. 'n Kwaadwillige godheid wat deur offerandes gepaai moet word, eerder as 'n vader wat die gawe van sy liefde op sy kinders uitstort. Dit is nie aardse rang of geboorte of nasionaliteit of godsdienstige voorreg wat bewys dat ons lede van die familie van God is nie. Dit is liefde, 'n liefde wat die hele mensdom omhels. Om vriendelik te wees teenoor die ondankbares en die bose, om goed te doen sonder om weer iets te verwag, is die teken van die koningskap van die hemel, die seker teken waarmee die kinders van die Allerhoogste hul hoë status openbaar.